optiese verskynsels en eienskappe van materiale. So as jy terugdink graad 12 aan graad 10, toe ons gekyk het na golwe, sal jy onthou dat ons ook gekyk het na elektromagnetiese straling. En jy sal onthou dat golflengte en frekwensie omgekeerd evenredig is aan mekaar en dat energie en frekwensie direk evenredig is aan mekaar. So as ons gaan kyk byvoorbeeld na gamma-strale, dan is die golflengte van gamma-strale die kortste in vergelyking met radiogolwe, maar hul frekwensie is ook die hoogste en daarom sal hulle ook die hoogste energie hê. In vergelyking met radiogolwe wat die langste golflengte het en daarom die laagste frekwensie en ook die laagste energie. Nou ons gaan in hierdie lesing kyk na elektromagnetiese straling en spesifiek sigbare lig wat ook deel vorm van elektromagnetiese straling en dan gaan ons ook so 'n bietjie kyk na 'n paar formules. So elektromagnetiese straling en sigbare lig. Sigbare lig is dan natuurlik hier tussen infrarooi en ultraviolet. So weer eens gamma-strale heel op die punt, dit het die kortste golflengte en die hoogste frekwensie met radiogolwe wat dan natuurlik die langste golflengte het. En hier kan jy onder net sien min of meer, as ons dit vergelyk met meer bekende objekte, hoe groot is hierdie golwe min of meer. So radiogolwe byvoorbeeld is baie groot, terwyl jou gamma-strale baie klein is. Elektromagnetiese golwe bestaan uit elektriese en magnetiese velde. En hierdie velde is loodreg op mekaar en ook in die rigting waarin die golf voortgeplant word. So as jy gaan kyk na hierdie diagram, dan stel die blou die elektriese veld voor, terwyl die rooi die magnetiese veld voorstel. So hier kan jy dan nou baie duidelik sien, dat die magnetiese veld en die elektriese veld loodreg met mekaar is. Nou elektromagnetiese golwe beweeg deur 'n vakuum teen 3 × 10⁸ meter per sekondes. En sigbare lig, soos ek reeds genoem het, is deel van die elektromagnetiese spektrum. Jou elektromagnetiese straling neem toe in frekwensie en in energie van radiogolwe, wat die laagste frekwensie en die minste energie het, na gamma-strale, wat die hoogste frekwensie en die meeste energie het, en hulle neem in golflengte van gamma-strale na radiogolwe toe. So die golflengte neem toe van gamma-strale na radiogolwe, maar jou frekwensie en energie neem weer toe van radiogolwe na gamma-strale. En dit kan jy hierso baie duidelik waarneem in die diagram hieronder. So as ons gaan kyk na formules, C is gelyk aan F mal lambda, waar C natuurlike konstante is. Dit is die spoed van lig deur 'n vakuum en dit is 3 × 10⁸. F is die frekwensie in hertz en lambda is natuurlik die golflengte in meter. Die volgende twee formules is formules waarmee jy redelik bekend is. Dit kom ook van graad 10. Hier het ons te doen met die energie van die invallende lig. Ons het E is gelyk aan Planck se konstante maal met frekwensie. Planck se konstante sal jy natuurlik op die formuleblad vind. En frekwensie kan ons natuurlik herskryf af C op lambda, vanaf C is gelyk aan F mal lambda. En dan kan ons frekwensie vervang daarmee. En dit is waar ons dan natuurlik die formule kry, E is gelyk aan Planck se konstante maal met C gedeel deur lambda. Beide hierdie formules is op die formuleblad. Afhangend van die inligting wat jy het,
gaan jy besluit watter een van hierdie formules jy gaan gebruik. So beide hierdie formules is formules waarmee ons al kennis gemaak het in graad 10 en ons gaan dan nou verder na hierdie formules kyk en hulle dan nou verder gebruik wanneer ons kyk na die foto-elektriese effek. So die foto-elektriese effek, ons gaan so 'n bietjie kyk na die foto-elektriese effek. Ons gaan ook kyk na nuwe terme soos die werksfunksie en ook drempelfrekwensie. Ons gaan ook kyk watter effek het 'n toename in frekwensie en 'n toename in intensiteit. Dan gaan ons ook kyk na die voorwaardes vir die emissie van fotoelektrone. Ons gaan ook kyk na die implikasie van die teenwoordigheid van 'n uniforme elektriese veld. Ons gaan kyk na 'n paar toepassings van die fotoelektriese effek en dan natuurlik ook die dubbele aard van lig. Ons gaan ook kyk na emissie en absorpsiespektra. Ons ook die deurlopende emissiespektra. En dan gaan ons ook so 'n bietjie kyk na atoomemissie en absorpsiespektra en ek gaan so 'n paar finale gedagtes met jou deel. Die fotoelektriese effek. Wat is die fotoelektriese effek? Dit is die proses waardeur elektrone uit 'n metaaloppervlak vrygestel word wanneer lig van geskikte frekwensie invallend op die oppervlak is. En dit is baie belangrik. Die frekwensie van die invallende lig moet 'n geskikte frekwensie wees voordat elektrone uit die metaaloppervlak vrygestel sal word. So wanneer hierdie invallende lig se frekwensie nie geskik is nie, sal elektrone nie vrygestel word nie en sal die fotoelektriese effek nie waargeneem word nie. So ligenergie word in pakkies oorgedra en ons noem hierdie pakkies fotone. En elke foton bestaan uit 'n sekere hoeveelheid energie wat 'n kwantum genoem word. Nou die hoeveelheid energie E in 'n kwantum is direk eweredig aan die frekwensie van die lig. E is gelyk aan Planck se konstante maal F. So die hoeveelheid energie in 'n kwantum is direk eweredig aan die frekwensie van die lig. Nou 'n elektron het 'n minimum hoeveelheid energie nodig om uit 'n atoom vrygestel te word. Daarom moet die foton wat hierdie energie verskaf 'n minimum frekwensie hê voordat dit toegelaat word om 'n elektron van die metaaloppervlak vry te stel. Dit beteken die energie van die invallende lig, die invallende foton, moet 'n minimum energie wees. Dit moet 'n minimum energie waarde hê voordat 'n elektron van die metaaloppervlak vrygestel kan word. So wanneer lig op 'n oppervlak skyn, soos byvoorbeeld 'n metaal, dan bots die fotone met die atome in die oppervlakte. So die invallende lig se fotone, so die invallende fotone, bots met die elektrone of die atome hier op die oppervlakte. En die energie van hierdie fotone, al die energie, word oorgedra na die atoom waarmee die foton bots. As 'n elektron in 'n atoom op die oppervlak van die metaal genoeg energie tydens hierdie botsing met die foton kry, word dit van die metaaloppervlak vrygestel, die elektron. En dan noem ons hierdie vrygestelde elektron 'n fotoelektron. So dis 'n elektron wat 'n foton se energie geabsorbeer het. Ons noem dit 'n fotoelektron. So fotone is invallend op die oppervlak. Die energie word oorgedra na die elektron
en 'n elektron word vrygestel. Indien die elektron vrygestel word, verwys ons nou daarna as 'n fotoelektron. Nou die werksfunksie van 'n metaal is die minimum energie benodig om 'n fotoelektron uit die oppervlak van 'n metaal vry te stel. Die druppelfrekwensie is die minimumfrekwensie van die invallende fotone wat benodig word om 'n fotoelektron van die oppervlak van die metaal vry te stel. So net soos wat energie direk eweredig is aan frekwensie, is jou werksfunksie direk eweredig aan jou druppelfrekwensie. So energie is gelyk aan Planck se konstante mal frekwensie en net so is jou werksfunksie gelyk aan Planck se konstante mal met jou druppelfrekwensie. So baie belangrik, die werksfunksie is die minimum energie nodig, terwyl jou druppelfrekwensie die minimum frekwensie is wat nodig is vir 'n fotoelektron om vrygestel te word. Die frekwensie van die invallende lig groter is as die druppelfrekwensie, sal fotoelektrone vrygestel word. Nou indien ek hierdie invallende lig se frekwensie verder verhoog, met ander woorde, daar's nou 'n verhoging in die frekwensie, dan sal hierdie verdere verhoging in frekwensie die volgende effek hê. Dieselfde aantal fotoelektrone sal van die oppervlak van die metaal vrygestel word. Maar die kinetiese energie van die fotoelektrone sal toeneem. Kinetiese energie is half massa v kwadraat. Met ander woorde, die kinetiese energie beïnvloed die spoed. So as die kinetiese energie toeneem, dan sal die spoed ook toeneem van die fotoelektrone. So die kinetiese energie van jou fotoelektrone neem toe, en dit beteken die spoed waarteen die fotoelektrone van die metaal af wegbeweeg, neem ook toe. Maar dieselfde aantal fotone tref die metaaloppervlakte per sekonde en dieselfde aantal fotoelektrone word per sekonde van die metaaloppervlakte vrygestel. So 'n toename in frekwensie verhoog die kinetiese energie en die spoed van die fotoelektrone. Maar jy het nog steeds dieselfde aantal fotone en jy het nog steeds dieselfde aantal fotoelektrone. Baie belangrik. Nou kyk ons na die effek van 'n toename in intensiteit. So jou frekwensie van die invallende lig is nog steeds groter as die druppelfrekwensie. Met ander woorde, fotoelektrone word nog steeds vrygestel. Maar nou verhoog ek die intensiteit van die invallende lig. So nou word meer fotoelektrone van die oppervlak van die metaal vrygestel, maar die energie van elke foton bly konstant, want die frekwensie bly konstant. Dit beteken die kinetiese energie en die spoed van die vrygestelde fotoelektrone bly konstant. So die spoed waarteen die fotoelektrone van die metaal af wegbeweeg, bly konstant. So 'n toename in intensiteit beteken meer fotone tref die metaaloppervlakte per sekonde en meer fotoelektrone word per sekonde van die metaaloppervlak vrygestel. So 'n toename in frekwensie beïnvloed die kinetiese energie en die spoed, dit verhoog. Maar 'n toename in intensiteit beïnvloed die aantal fotone en die aantal fotoelektrone. Dit is baie belangrik dat jy die verskil
in frekwensie, 'n toename in frekwensie en 'n toename in intensiteit moet ken en ook moet kan beskryf. So as ons gaan kyk na ons formules, energie is gelyk aan werksfunksie plus kinetiese energie van die fotoelektrone. En dit kan dan natuurlik opgebreek word in Planck se konstante mal frekwensie of natuurlik Planck se konstante mal spoed in 'n vakuum gedeel deur lambda. Werksfunksie is Planck se konstante mal met jou druppelfrekwensie en dan kinetiese energie natuurlik half massa v kwadraat, terwyl die massa van 'n elektron is en dit kry jy ook op jou datablad en v is natuurlik dan nou die spoed of snelheid van jou fotoelektrone. Nou, daar is sekere voorwaardes vir die emissie of vrystelling van fotoelektrone. Indien die frekwensie van jou invallende lig kleiner is as die druppelfrekwensie, dan is die energie van jou invallende lig kleiner as jou werksfunksie. En in hierdie geval sal fotoelektrone nie vrygestel word nie. Indien die frekwensie van jou invallende lig gelyk is aan jou druppelfrekwensie, dan is die energie van jou lig gelyk aan jou werksfunksie. In hierdie geval sal fotoelektrone wel vrygestel word van die metaaloppervlakte, maar jou fotoelektrone se kinetiese energie sal gelyk wees aan 0 joules, wat beteken die spoed van die fotoelektrone is gelyk aan 0 meter per sekonde. Met ander woorde, die fotoelektrone sal net tot op die oppervlak van die metaal beweeg, maar dit sal nie weg van die oppervlakte af beweeg nie. So die fotoelektron beweeg net tot bo die oppervlak, maar dit beweeg nie weg nie, want die kinetiese energie is gelyk aan 0. Indien die frekwensie van die invallende lig groter is as die druppelfrekwensie, dan is die lig van die invallende lig groter as die werksfunksie. En in hierdie geval sal fotoelektrone vrygestel word van die oppervlakte en die fotoelektrone sal kinetiese energie beskik en daarom sal dit wegbeweeg vanaf die metaaloppervlakte. So luister weer, die fotoelektrone sal kinetiese energie beskik en dit sal wegbeweeg van die metaaloppervlakte. Nou, as ek gaan kyk na die teenwoordigheid van 'n uniforme elektriese veld, hierdie spesifieke toepassing het ingekom spesifiek by die September 2024 Vrystaat-vraestel, as ek reg onthou. En daar het hulle spesifiek verwys na 'n uniforme elektriese veld. Nou, indien 'n uniforme eksterne elektriese veld E, en baie belangrik is hierdie term, uniforme elektriese veld. Indien dit teenwoordig is, en die beweging van die fotoelektron teenwerk, met ander woorde, dit tree op soos 'n rem, soos 'n briek, dan kan jy die volgende formule gebruik om die maksimum stopafstand van die fotoelektron te bereken. X is gelyk aan kinetiese energie gedeel deur die elektriese veld maal met die lading op 'n elektron. En die lading op 'n elektron kry jy natuurlik ook op die formuleblad, en dit is 1,602 tot die mag minus 19. Maar jy kan dit slegs doen indien dit 'n uniforme eksterne elektriese veld is wat teenwoordig is. En ons gaan nou kyk na hoe ons hierdie formule saamgestel het.
So die formules wat ons gebruik het om dan nou by hierdie spesifieke formule uit te kom, om die afstand uit te werk, daardie maksimum afstand of die stopafstand, is die arbeid is gelyk aan die krag mal met die afstand. En as ek hom gaan herskryf, dan is F natuurlik W gedeel deur X. En wat belangrik was in hierdie spesifieke geval, of wat belangrik is om te besef dat die arbeid om 'n fotoelektron vanaf die metaaloppervlakte weg te laat beweeg. Daai arbeid verrig om die fotoelektron van die metaaloppervlakte af weg te laat beweeg, is die kinetiese energie in hierdie geval. So die kinetiese energie van die fotoelektron is mos nou die energie wat die fotoelektron laat wegbeweeg vanaf die metaaloppervlakte. So in hierdie geval is die arbeid verrig om die fotoelektron van die metaaloppervlakte te verwyder of te laat wegbeweeg, gelyk aan die kinetiese energie van die fotoelektron. So ons kan dan nou hierdie arbeid vervang met kinetiese energie. So dit is dan nou die kinetiese energie van die elektron. So F is dan nou eintlik gelyk aan kinetiese energie gedeel deur die afstand. Dan, as ons gaan kyk na die elektriese veld is gelyk aan die krag gedeel deur die lading op 'n elektron. En as ek hom herskryf, dan is F gelyk aan die elektriese veld maal met die lading op 'n elektron. So as ek F dan gaan gelykstel aan mekaar, F is gelyk aan F, dan gaan doen ek so 'n bietjie my wiskunde, en dan kry ek X is gelyk aan kinetiese energie gedeel deur die elektriese veld maal met die lading op 'n elektron. So ek kan dan nou hierdie formule gebruik om daardie maksimum afstand wat die fotoelektron beweeg het te gaan uitwerk. En ek het hierdie formule dan nou afgelei deur die voorafgaande formules en daardie toepassing, soos wat ek dit nou net verduidelik het. So dit is nogal baie belangrik om dit te verstaan. So dit is 'n baie goeie toepassing gewees, 'n baie lekker vraag, en ons gaan dan nou eintlik sommer gou kyk na daardie vraag uit daardie September 2024 vraestel. 'n cesium metaalplaat met 'n golflengte van 400 nanometer en 'n werksfunksie van 3,36 mol 10 tot die mag minus 19 joule. Die uniforme elektriese veld van 4,6 Newton per koom is loodreg op die plaat. En dan sê hulle vir ons die fotoelektrone beweeg 'n afstand d na die anode soos hieronder getoon. So daardie is dan die afstand wat dit beweeg. Baie belangrik, uniforme elektriese veld. En dan gaan hulle voort deur vir ons te sê die maksimum kinetiese energie van die vrygestelde fotoelektron is 1,61 mol 10 tot die mag minus 19 joule. En dan vra hulle vir ons bereken die maksimum afstand d. Nou, omdat hulle vir ons gesê dit is 'n uniforme elektriese veld, kan ons dan nou daardie aannames maak wat ons nou so 2 skyfies gelede bespreek het. So eerstens, die arbeid verrig om daardie fotoelektron te verwyder vanaf hierdie metaalplaat se oppervlakte. Die arbeid verrig om dit te doen is gelyk aan die kinetiese energie. So met ander woorde, die afstand sal dan nou gelyk wees aan die kinetiese energie gedeel deur
die elektriese veld maal met die lading op 'n elektron. So, ek het dan nou net die x vervang met d vir die afstand. So d is gelyk aan die kinetiese energie gedeel deur die elektriese veld maal met die lading op 'n elektron. Ek het alles net ingestel en my antwoord was dan nou gewees 0,22 meter. Dan wil ek ook julle aandag vestig op die volgende grafiek. Dit is ook 'n grafiek wat nogal algemeen geassosieer word met hierdie onderwerp. En hier moet jy asseblief vir my oplet na 'n paar kritiese aspekte. Eerstens is hierdie 'n kinetiese energie teenoor frekwensie grafiek. Nou, wanneer ons gaan kyk na ons formule, energie is gelyk aan werksfunksie plus maksimum kinetiese energie. En ons herskryf dit na kinetiese energie, maksimum kinetiese energie, is gelyk aan energie minus die werksfunksie. En ons gaan breek dit verder op na energie is Planck se konstante maal frekwensie minus werksfunksie. Dan het ons nou kinetiese energie is gelyk aan Planck se konstante maal met frekwensie minus die werksfunksie. Dan stem dit ooreen met y is gelyk aan mx plus c. So as jy dan nou gaan kyk na jou grafiek, dan moet jy 'n paar goeters hierso kan raak sien. Die eerste belangrike ding is natuurlik dat die gradiënt van die kinetiese energie teenoor frekwensiegrafiek is gelyk aan Planck se konstante. Dit is gelyk aan Planck se konstante. Die frekwensie waar die kinetiese energie gelyk is aan 0. Onthou, wanneer jou invallende lig se frekwensie gelyk is aan die druppelfrekwensie, word fotoelektrone vrygestel uit die oppervlakte, maar die kinetiese energie is gelyk aan 0, want die fotoelektrone beweeg nie weg van die metaaloppervlakte nie. As jy dit nie kan onthou nie, gaan terug na daardie gedeelte van hierdie lesing en gaan kyk weer daarna. So met ander woorde, hier waar die kinetiese energie gelyk is aan 0, daardie frekwensiewaarde op my grafiek sal die druppelfrekwensie wees. So die frekwensiewaarde waar die kinetiese energie gelyk is aan 0, dit is gelyk aan my druppelfrekwensie. Dis die eerste belangrike ding wat jy moet oplet van hierdie grafiek. So die gradiënt is gelyk aan Planck se konstante. Die frekwensie op die x-as waar die kinetiese energie gelyk is aan 0 is my druppelfrekwensie. En dan hier waar my werksfunksie, of hierso waar hy my y-as sny, hier by die negatief, dit is my werksfunksie. So daardie waarde op jou grafiek sal gelyk wees aan jou werksfunksie. Dit gaan nie altyd so aangedui word op jou grafiek nie, so jy moet dit weet. Jy moet weet, waar die kinetiese energie 0 is, daardie frekwensie is my druppelfrekwensie. En daar waar my grafiek die y-as sny, hier in die negatief, hieronder, daardie waarde gaan my werksfunksie wees. En dit kan ek alles aflei as gevolg van y is gelyk aan mx plus c
en natuurlik hierdie pragtige formule van ons. So as jy gewonder het hoe ek by hierdie gevolgtrekking uitkom, dit is hoe ek by hierdie gevolgtrekking uitgekom het. So dit is ontsettend belangrik dat jy hierdie grafiek moet kan verstaan en ook moet kan toepas. So afhangend van hoe die grafiek lyk wat jy kry en die inligting wat op daardie grafiek is, moet jy dit kan interpreteer en dit daardie inligting kan gebruik en weet watter inligting vir jou gegee is. So ontsettend belangrik dat jy moet weet hoe om die werksfunksie daarvan af te lei en ook natuurlik die drempelfrekwensie. Waar gebruik ons die foto-elektriese effek? Ek dink die een waarmee ons almal op die stadium die meeste vertroud is natuurlik sonpanele. Dit word natuurlik ook gebruik in CD-spelers, afstandbeheerkontroles, rookverklikkers en dan natuurlik ook ligmeters in kameras. Dan het jy in graad 10 ook geleer dat lig 'n dubbele aard het. Dit het 'n golfgeaardheid en ook 'n deeltjie geaardheid. Nou die golfgeaardheid van lig word tydens voortplanting bewys deur diffraksie en interferensie. En dan die deeltjie geaardheid word tydens interaksie met materie bewys deur die foto-elektriese effek. Nou die volgende gedeelte matrieks is definitief leerwerk. Jy gaan so bietjie moet gaan sit en hierdie so bietjie moet gaan leer. Die emissie en absorpsie spektra. So wanneer lig van een optiese medium deur 'n ander optiese medium beweeg, dan ondergaan die lig refraksie. So dit breek. En dit verander die lig se spoed en ook sy rigting. En die patroon wat vorm wanneer 'n ligstraal in sy komponentfrekwensies opgebreek word, noem ons dan 'n spektrum. Lig word opgebreek deur die individuele strale van verskillende frekwensies wat gebreek word, terwyl hulle deur hierdie optiese of deursigtige media van verskillende optiese digtheid gaan. Soos byvoorbeeld 'n prisma, jy gaan nou 'n voorbeeld sien. So, ons kan byvoorbeeld hierdie spektra waarneem deur 'n diffraksierooster, 'n spektroskoop of natuurlik 'n prisma en selfs 'n reënboog wat vorm na 'n storm. So ons het 'n wit lig wat ingaan in die prisma en dan word die verskillende frekwensies gebreek en ons kan nou elkeen sien, so al die verskillende kleure, want elkeen het 'n verskillende frekwensie en elkeen se spoed is verskillend en daarom kan ons nou al die verskillende kleure sien. Nou, ons kry wat ons noem 'n deurlopende emissiespektrum. Dit is die spektrum wat geproduseer word wanneer wit lig deur 'n prisma gaan en ons noem dit 'n deurlopende spektrum. So die spektrum wat byvoorbeeld deur die son uitgestraal word is ook 'n deurlopende emissiespektrum. Die kleure in die spektrum volg op mekaar sonder enige gapings tussen hulle. En weer eens 'n bekende voorbeeld is die reënboog wat ons na 'n donderstorm sien. Daar's nie gapings nie. Die kleure volg op mekaar. Atoomemissiespektra word geproduseer wanneer 'n gas verhit word of deur 'n elektriese stroom in 'n gasontlaadingsbuis deur die gas te laat. Nou baie belangrik is die emissiespektra gaan saam met gas verhit. Dit is baie belangrik dat jy dit moet weet, want die absorpsiespektra is weer andersom. So jy moet die verskil tussen die twee verstaan. So atoomemissiespektra geproduseer wanneer 'n gas verhit word. Die elektrone in die atome van die gas absorbeer die energie en raak opgewonde en beweeg dan na 'n hoër energievlak. En hierdie hoër energietoestand is onstabiel. En wanneer opgewekte elektrone dan terugkeer na die grondtoestand of 'n laer energievlak, word die energie vrygestel
in spesifieke energiepakkies en ons noem dit fotone. En dan begin die gas gloei. Nou, die energie van die uitgestraalde foton is gelyk aan die energieverskil tussen die twee energievlakke. Daai is 'n baie belangrike sin. Die energie van die uitgestraalde foton is gelyk aan die energieverskil tussen die twee energievlakke. En dan sal jy onthou dat energie van lig is direk eweredig aan sy frekwensie. En frekwensie van lig bepaal ook die kleur van die lig. Nou slegs die frekwensie van lig wat binne die sigbare reeks is, wat deur die atome uitgestraal word deur die oog gesien. Kleure buite die sigbare reeks, soos ultraviolet en infrarooi, word nie gesien nie. Die reeksfrekwensies wat deur 'n spesifieke stof uitgestraal word 'n lyn-emissie-spektrum genoem. Aangesien die meeste stowwe nie die volle spektrum uitstraal nie, in plaas daarvan gee hulle 'n spesifieke patroon van frekwensies uit. Die atome van elke element het 'n unieke stel energievlakke. Dis is die lyn-emissie-spektrum 'n stel diskrete gekleurde lyne met donker spasies tussenin waar daardie frekwensies nie uitgestraal word nie. Dit beteken die lyn-emissie-spektrum vir elke element is uniek vir daardie element. So ons kan daardie lyn-emissie-spektrum gebruik om 'n element te identifiseer. Dit is soos die element se vingerafdruk. Nou, amberstraatligte byvoorbeeld het 'n natriumlamp in en dit produseer 'n amberlig. En natrium meestal lig uit in die geel band. So dit is so 'n geel-oranjerige kleur. En dit is as gevolg van die feit dat natrium in daardie band uitstraal. En julle gaan nou sien as ek vir julle die prent wys van die atoom-emissiespektra van die verskillende elemente, gaan ek spesifiek vir julle natrium wys. Net so word vuurwerke byvoorbeeld, die kleure van vuurwerke word bepaal deur die chemikalieë wat daarin gebruik word. So byvoorbeeld daai helder rooi kleur, dit word veroorsaak deur strontium, dit is 'n element, en die blou-groen wat jy sien word geproduseer deur koper. Nou wetenskaplikes kan bepaal watter elemente op planete en sterre teenwoordig is deur hul lig deur 'n prisma te projekteer en dan daardie lyn-emissie-spektrum vas te vang. En dan kan hulle bepaal op grond van daardie lyn-emissie-spektrum watter elemente is teenwoordig. So as jy nou byvoorbeeld hier gaan kyk, hier is natrium, hierdie ene hierso, en hier kan jy sien hy straal meestal hier in die geel area uit. Dit is nou waarvan ek nou gepraat het van die amberligte. So hier boot ons gewone ene waarmee ons nou vergelyk, dit is nou daardie aaneenlopende spektrum, en hier het ons waterstof, hier het ons kalsium en hieronder het ons kook, en julle kan sien hoe hulle verskil. En op grond van hierdie patroon kan ons dan nou identifiseer watter element dit is. So vir elke element is dit uniek. Dan het ons natuurlik ook die absorpsiespektra, atoomabsorpsiespektra. En die atoomabsorpsiespektrum is 'n deurlopende spektrum waar sekere kleure of frekwensies ontbreek. En hierdie frekwensies verskyn dan as donker lyne in jou spektrum. Nou, julle sal onthou die emissie, het ek vir jou uitgelig, gaan oor gas wat verhit word. Nou die atoomabsorpsiespektra word nou weer geproduseer wanneer lig deur koue gas beweeg. Dis 'n groot verskil tussen die twee. Nou die elektrone in die atome van die gas absorbeer weer eens die energie van die lig en hulle word weer eens opgewonde
en beweeg na 'n hoër opgewekte energievlak. Die energie van die geabsorbeerde ligenergie is gelyk aan die energieverskil tussen die twee energievlakke. Die energie van lig is direk eweredig aan sy frekwensie en die frekwensie van lig bepaal sy kleur. En daardie deel van die teorie bly dieselfde. Die lig wat nie deur die gas geabsorbeer is nie, bereik die oog en toon dus die reeks frekwensies in die atoomabsorpsie spektrum. Nou, net soos met die emissiespektrum, is hierdie patroon uniek vir elke element. So ons kan dit gebruik om weer eens 'n element te kan identifiseer. So in hierdie geval het ons donker lyne. So onthou nou, hier word hy by sekere frekwensie geabsorbeer. Nou, indien jy die atoomemisiespektrum en die atoomabsorpsiespektrum van dieselfde element kombineer, jy sit hulle bo op mekaar, dan gaan jy 'n deurlopende spektrum sien. Jy gaan 'n deurlopende spektrum sien. Dit is nogal interessant. Ek gaan nou vir jou wys hoekom ek so sê. So, dit is nogal oulik. So, jy moet verstaan wat is die verskil tussen 'n absorpsie en 'n emissiespektrum. Dit is belangrik. En natuurlik, jy moet verstaan wat is die toepassing daarvan. So, baie belangrik, as jy nou hierso gaan kyk, dan gaan jy kan sien, as jy hierdie emissiespektrum bo op hierdie absorpsiespektrum gaan sit, dan gaan jy net 'n deurlopende spektrum kry. Want hierdie is van dieselfde element. So as jy hierdie twee bo op mekaar gaan sit, dan gaan jy net 'n deurlopende of 'n aaneenlopende spektrum kry. So baie belangrik dat jy die verskil moet ken tussen 'n absorpsiespektrum en 'n emissiespektrum. Net so 'n paar finale gedagtes, lees asseblief die vrae baie deeglik deur en identifiseer die belangrike inligting. Kyk veral na die terme. Kyk na goed soos, is dit 'n uniforme elektriese veld? Analiseer die gegewe inligting. Kyk na goed soos byvoorbeeld die eenhede. Is dit in die korrekte eenheid? Doen die omskakelings indien dit nodig is. Kyk mooi na die terminologie wat gebruik is. En natuurlik, gebruik asseblief jou datablad. Moenie formules uit jou kop uit probeer neerskryf nie. Maak seker vanaf jou formuleblad dat die formules wat jy neerskryf wel korrek is. Baie sterkte matrieks met jou voorbereiding. Ek sien vir jou in die volgende video.